gekamoufleer. Die Livingston is die rooie met die strepe. Ja, dis gebore boselande. Boselande met meer grys. Look here, look here, look here. Ook so. I was checking what is this white stuff on the thing. Hou vas. Hou vas, hou vas. Daar klip hulle. Ai. Wat? The stripes. Het ek nou 'n mooi shot van die kamera. 2, 3, 4, 5, 6. Kan ek hier een sien? Jo. Okay, dankie. Dankie. Sy kudos. Hoe lekker, warm en gesellig die onthaal eetarea. Baie mooi hoë grasdak. En dan kyk hierdie mooi view wat jy op uitkyk. Sy, gaan hy. Okay, hier is hoe dit lyk as jy nou by die plaas inry. En as jy kyk hierso en hier ry ons verby die chalet of die lodge. Hier is 'n pyp in hierdie dam bly vol. Okay. Ons het 26 km se pype gelê wat ons met 'n sonpomp uit waterpomp na al die krippe toe. Okay. So al die krippe kry direkte water. Die oorloop tap ons in hierdie dam en dan bly hierdie dam vol. Dis 'n 3 slaapkamerhuis met sy braaiplek daar, met 'n volledige woonstel. Hierso is die plaasbestuurder se huis, dis 'n 3 slaapkamer ou plaashuis. En alles is omheen vir die buffels. Hoekom dit so nat is hier, die water loop bo by hierdie boorgat uit. Ja, inzoom. Hoe sterk sou jy sê is hierdie boorgat, weet jy? Ja, ek weet die meeste. Hy gee baie water. Okay, en daai gebouetjie daar, dis badkamer. Dis die slagkamer met die koelkamer. Kyk, so. Oximus, daar is hy. Okay. Hier is die bediende kwartiere, hulle slaap in die week hierso en naweke gaan hulle huis toe. So, kombuisie daar, 'n badkamer vir die mans en 'n badkamer vir die vrouens. Okay. Daar's nog 2 kamers met ensuite badkamers. Afdakke met die trekkers. Hierdie trekker bly nie. Die bloue. Die bloue bly nie. Okay. Hierdie ene, die RTLD bly en daai bloue bly. Dis die voerstoor. Okay, die ene. Hy is vol. Dis so wat is 'n gedeelte van die voerstoor. Dis nou alles op die werf, yes. Alright, en hierdie kant is white flank rooibokke. Al hierdie maste is opgesit nou met die sertifikate en alles. Daai klein gebouetjie daar agter is ook 'n volledige woonstel. Met 'n kombuisie en 'n sitkamer wat ons ongebruik vir die lodge as hy baie vol is. Uit hierdie dam uit besproei ons die hele lodge, is alles besproeiing. So jy draai die krane oop en ons spuit nat. Okay. Maar ons maak hom ook vol uit dinge se. Okay. Hierdie grassnyer bly. Kamer, al die masjiene en alles is daar, dit bly net so. Okay. Daar's 'n groot generator wat die hele lodge trek as Eskom groet. Okay. So hy trek die hele lodge, alles hierso. Okay, ja, ek onthou hierdie goed. Ek waterfilteringsinstallasies gedoen. Met sy eie lapa en braaiplek, 2 slaapkamerhuis. Met 'n kombuis en alles hierso bly net so wat binne in die huis. Die lodge kan in totaal so 24 mense slaap. Okay, yes. Verseer reg rondom en onder, so hier kom nie jakkals of vark of iets hier binne in. Okay, dit is nou vir die white flank. Dis vir die white flanks. Vlieg op 'n Franklin.
3 fasse op die hele plaas, okay? En die grond is baie sanderig hierso. Baie sand. Yes. Maar hierdie area is so, is so. En dan die sand het ook iets met die suurveld uit te waai. Die suurveld en die soetveld is maar so as hy. Hy sien hy het nou mooi horings. Het jy daai ramme aangekoop of het hulle aangekoop? Okay. Dis 'n redelike hoeveelheid vlakvarke. En bosvarke? Bosvarke is hier ook. Okay. Okay, hier is 'n skietbaan, 'n 200 meter skietbaan. Okay. Ek sien nou daar. Badkamer hierso. Toilet vir die vrouens, daar's 'n braaiplek. Baie ouens kom vir die dag hier na toe. Dan kom skiet hulle hier en dan kom sit hulle hier en skiet en Gekamoufleer. op die gedeelte langs aan lyk dit of 'n mens met kuddes boer. Daar's ontsettend baie. Ons is nou 'n bietjie besig om die paaie en goeders reg te maak. Jy sal sien op hierdie deel van die plaas is 'n bietjie dig bebos, Aha. maar dis natuurlike bos. Ja, is mooi grasbedekking onder die bome hierso. Ja. I think she's enjoying herself. Ja. Daarso is dit nou 'n hide. Boogjagters skiet. Okay, ek sien ja, so daar's 'n lekker hide. En dan as mens nou so verby pan daar, kan mens 'n paar elande sien. Daar's 'n mooi eland daar. En ja. Ek kry lekker in die bos weg en daar so 'n troppie rooibokke. Al begin hulle hardloop. Hoe ver is ons omtrent van die kamp van die water af nou, van waar het gepomp word? Van waar gepomp word, seker so 3 kilos, 3-4 kilos. En dit word tot hier gepomp. Word tot hier gepomp. Die Die hele plaas het water. Die Livingston is die rooie met die strepe. Okay. Die Kaapse eland is die gryse. Die O, Kaapse okay. eland is groot. Maar die Livingston is baie mooier. Wow, okay. En hy's baie meer gesog om te kry op. Jy Ja. betaal as jy bars vir 'n Livingston. Okay. Hier loop 'n servituutpad. My Okay. grens is eintlik daar. Okay. Maar hier is 'n servituut, geregistreerde servituut wat hier deurloop om die plaas se agtertoe toegang te gee. Dit is die valboom afgesny, om gif gesmeer en hier lê sy reste. En nou oor hierdie hele stuk veld hier so het ons so ontbos. Ons het spesifieke bome uitgekies en hulle afgesny en hulle gif gegee. Laat die plek nie verdig nie. Ja. Kyk sy strepe. Okay, as jy nou nader kom sien jy, daai is die Livingston eland. En dan die ander is meer Ja, dis gewone boselande. boselande, met meer grys. Ja. Kyk daar raam. Daar kom hy ook nou aangehardloop. Daar lê net 'n paar mooi horings in. Ja. Ja, hier is so 120 rooibokke. Look here. Oh, look here. Look here. Look here. Wow. Ah, sy. Die kant ook. Ja. 'n bietjie, jy weet, hoër ligging. Dis 13 fonteine op hierdie plaas. 13 fonteine. Ja. Dit is baie. Hierdie dam het hierdie jaar 4 keer oorgeloop. Okay. En hy het nie 'n rivier waarna hy is. O, dit is net afloop. Dis net afloop. Dis suiwer. Hierdie is daarvan bo af is een groot moras. Dis Okay. Kyk maar hierdie lyk vir my soos 'n opvangs. Jy weet, hierdie alles is Ja, opvangsarea. maar hier's nie een wat standhoudend loop of so. Dis nie 'n rivier nie. Okay. En dan loop dit nou Hierdie ding alles. word vol van syferwater. Jo. Nee, dis beteken hy's op 'n goeie plek gebou. So hy kyk of jy rietbokke kan kry. Sien
hier op die rand my net kan stilhou. Ook so. I was checking what is this white stuff on the thing? On the Ja. Water lilies. Waterlelies. Dan hier is 'n rietbok. Daar staan hy. Daar staan hy. Hier is nog enetjie. Hier is hy net hier onder. Daar is hy. Jo. Hy kruip weg, hè. Tel teen wat daar staan. Ja, hier is so 5, 6. Maar hy is die mannetjie en hierdie is die wyfie wat hier wegkruip. Dis 2 rammetjies. Ah. Daar gaan hy. Hulle lê hier in die gras en hulle al wat jy sien is net hulle ore wat uitsteek. O ja. Ek het plaas gekoop, dit was die dag al gebreek. Ek kom reg gemaak. En nou oorloop gemaak hierso en ek moet sê 5, 6 jaar wat ons hier so is. Dan het ons so gebou. Jou klip. Wat se roofdiere het julle al gesien hier op die plaas? Hier is jakkalse. Ah. By die hienas. Luiperd. Ja, it's nice rocks hier. Hy word nie in die middel gedeel nie, hy's Nee. oor die rivier so in sulke zigzag. Ja. Ek sal vir jou wys vanaand op my telefoon hoe lyk Ah. hierdie plek as hy afkom die rivier. Ek kan nie daarheen eens te nou. Dit tot by daai pale daar ver agter. Voor, hierdie hele stuk van hier af is een groot fontein. Hou vas. Hou vas. 4x4. Ek het hierdie plek nooit gebruik nie, ek kan sien die buffels bly hier. Ek sien 'n buffels huis. Alraai, daar was die sonpanele waarmee ons die son kom trek. Okay, dat ek daar inzoom. Hierdie gat. Hierdie sonpomp loop, so al die sonskyn loop hy. Okay. Hierdie gat het nog niks gesaan nie. Met al die syferwater wat hier die dinge se uitkom. Jy Ja. sien daai poelwater wat daar voor is? Ja, ek sien Dis die hom. pad. En so hoor. Okay. Eintlik daai klomp klippe wat daar is. Ah. Die fontein kom daar. O, het jy al ooit gehad dat dit ook opdroog so as dit droë jare is of nog nooit? Baie oploop. Maar daar's altyd sy keile bly vol. Elektrisiteit is sterk genoeg om die buffels binnekant te hou. Okay, so buffelgraad elektrisiteit. Ja. Hier sê jy sien staan van die valboom hierdie. Hulle is almal dood, ons het hulle almal gif gespuit, daai size, almal. Hierdie is almal dood. Sien die mark, dan kyk jy oor hierdie bos met die sonsondergang. O ja, so mooi uitkyk. 'n Groot oop uitkykpunt eintlik. Ja. Dis 'n baie mooi uitsig hierso. Hierdie wat ons nou naby verbyry, kan jy sien is dood. Ja. Die hele plek was vol bankrotbos. Ek kan sien hoekom dit 'n goeie plek is vir buffels. Want ek bedoel, is mooi oop en is goeie kwaliteit gras. Alhoewel buffels is nie selektiewe vreters nie. Wat? Hierdie was een digte, beboste, onbegaanbare plek met niks gras nie. Hierdie hoop bankrotbos nog wat ons hier uitgekap het. Daai was Kyk hier. dit was alles Dit bankrotbos. was bankrotbos. Ons het uitgekap met 'n bospak. So, kyk hier hoop. Okay, daar so pas zebras en goeters. Daar loop hulle. Ai. Daar vang ek hulle nou mooi. Mooi klomp zebras. Hulle kan op swakker kwaliteit gras goed doen. What's the difference between a donkey and a zebra? It's a different species. The stripes. Het ek nou 'n mooi shot van hier kan loop. Kyk daar. Nee. As ek hom so vang, dan kan ek hom so as ek het hom. Hoeveel waterbokke het julle, weet julle? Seker so
16, 17. Ja, is nog geen. 2 wyfies. Ek sien hom, ja, daar staan hy. Daar so staan hulle. Daar is 'n jong mannetjie Daar is 'n daai. jong balletjie. 2, 3, 4, 5, 6. Ek sien ja. En gemsbokke daarvoor. Daar kan ek hier een sien. Kom jy aan hier? Ja, kom die ander ene verby. Ja, kom die ander ene verby. Is hy. Die ander Ons het gedeelte. hier 'n dubbele heining gespan omdat ek buffelkoeie het en hulle buffelbulle aan die ander kant om hulle uitmekaar uit te hou. Moenie aan hom, moenie eens vir hom kyk te lank nie. So goeie elektriese heining, goed genoeg soos ek gesê het. Buffelgehalte wildsheining. Dis die goeie heining. Dis nou aan die ander kant is dit nou die buurman se grond. Die hele plaas se heining is geelektrifiseer. Daar draai sy kop nou. Daar staan hulle. Daar staan, ek het hulle. Baie mooi bebos hierso. Met die willow wat olienhout en Dit is hierdie mooi keilie aan die regterkant. dan so laat ek net hier. Wow. Jo. Mooi kuil. That is Doe hierso van hom. Hierdie water gaan hier oor maklik 'n meter en 'n half, 2 meter wat hy oor hierdie brug spoel. Wat as hy nou afkom? En dan kom hy met 'n spoed hier af. Ja. Altyd. Jo. Okay, dankie. Dankie. Kry. Kom ons kyk as ek kan zoom. Kan ek so 'n bietjie van hulle begin sien. Sy. Okay, alright, dankie. Dankie. Okay, en die oop deel wat mens so sien as jy nou so kyk. En wag. Hier agter my kyk. Dit is so 'n groot oop deel wat vliegtuig aanloopbaan is. Daar kan mens die sonsondergang mooi sien. Daar is hy. Sy kuddes. Kom bietjie hier na die voerbakke toe. Sy doen jou werk. Doen jou werk wel goed. Hey. Dis nou hierso. Al die lodge se water. Staan die buffels. Hier is die buffels. Hier staan die buffels. Nou, hy kruip nou weg vir ons daar. Daar sien mense. Jou groot bil. yeah. That's crazy. Okay, ons kom nou net terug van die game drive af. En ek wil net wys hoe lekker, warm en gesellig lyk dit hier onder die Lapa. En ek gaan net so draai stap hierso om. Lekker. En dan die vuurtjie. Die vuurtjie is al aan die gang vir ons. Kyk, hulle kyk mooi na jou hierso by hierdie lodge. Ja. Is al die hout gestek.
Hier staan ons nou op vanoggend, ons het by die lodge oorgeslaap gisterand. Die lodge is op so'n klein terrassie en as dit kyk uit, 'n baie mooi watergat hierso. En daar is alles natuurlike opvangs. Pastergemsbokke en verskillende eksotiese rooibokke. Mooi grasperk en dan pan ek hier verby die lodge. So as jy nou hier instap, hierdie is half die onthaal eetarea. Ja, koffie en eettafel. As jy nou hier deurstap, is 'n stoorarea. En dan hierso stap mens deur, hier is die kombuis. So kyk, hierso is al die kos implemente en geriewe, chips en hierdie flat top en ek weet alles mooi stainless steel, vrieskaste, opwasarea, bæreplek en microwave, yskaste, lapa, onthaalarea, lekker sitplek. Kyk, hierdie plek ontvang gaste, jagters, internasionale jagters, local jagters en dan dit word ook gebruik as 'n familieplaas, familiewegbreek. Hierdie plaas word verkoop net soos wat hy is, al die meubels, behalwe vir sien nou maar 1 of 2 sentimentele stukkies meubels. Hierso is 'n volledige ingerigte kroegarea. Hy het yskaste, ysmasjiene, water en sparkling water op tap. Hier so lekker paar tafeltjies, yskas. Hy het ook, kyk al, baie mooi afronding en grasdak, klipmure. Hy het hierdie seils wat kan oop en toe. En kyk, hier in die hoek is die gasbraai area ook. Afronding en detail wat die mense in het ingesit het, is baie spesiaal. En jy sit net hierso onder die lapa en dan kyk jy vir die watergat. Kyk, hier is 'n paar rekke gasverwarmers vir as dit koud word in die winter. Agterdeur. Okay, hier aan hierdie kant is nou die slaapkamers. Die lodge kan so 25 gaste slaap, omtrent 6 kamers hieronder en dan die bo is ook kamers. So hier kan jy sien is die omheinde swembad area met die swembad. En dan kan jy sien daar is die lodge. Nou net diskant. Die hele lodge is omheind. Okay, en dat mens ook net die buitekant van die gebou kan sien. Okay, hier kan jy sien geysers, al die maste is op. Die gebou is daar's baie dele wat van klip gebou is, daar's ook van dele wat van baksteen gebou is. Ja, afwerking, tops. Hierso deur is 'n badkamer wat mens kan gebruik as mens hier buite by die lapa besig is. En dan hierso is ook net so oppas area hier agter waar die staf nou besig is. En hier agter word al die lappies en skoonmaakplekke en skoonmaakgoeders geberre. Okay, en hier is ons nou weer aan hierdie kant. Okay, so hier gaan jy trappe op boontoe. Ons gaan nou daar verby gaan. En dan hierso is al die kamers. So elkeen met sy redelike private stoepie. En dan hierso is hoe een kamer nou lyk. Hier is nou 'n dubbelbedkamer. Okay, baie mooi. Elke kamer het 'n diere tema. So hier is nou die blou wildebeestkamer met sy blou wildebeest kunststuk wat daar staan. Die deurstap is dit
Dan het hy nou sy stort, sy bad, toilet, opwasplek, en dan kaste, diervel, byvoorbeeld. So hierdie is nou byvoorbeeld die springbok kamer. Nou kan jy sien hy met sy springbok kunswerke. En die springbok kop. En weer sit hy sy stort en sy bad. Ok, jy sien hier is nou die zebra kamer. Hy het lekker. En aan die kant. Ok, mooi natuurlike lig. 'n Paar van die kamers het sulke lekker sementvloer en klipmuur design vir sy badkamer. Ek sal sê is een van die bestes wat ek nou al afgeneem het, wat ek nou in hierdie area gesien het. Ok, so, ja, hierdie kamers is nou so, dit is maar 4 beddens in 'n kamer, as jy 'n bietjie lig in die kamer wil in hê. En dan hier is nou die kudu kamer. Hier is 'n kudu hier binne. En dan hierso is 'n hele klomp beddens hierso. So'n 10 beddens. Wat is hier agter? Stoorplek, komberse en sulke goeders. Is die kudu kamer van hierdie angle af. Hier is ons op pad na die ander huis toe. Hier stap ons verby so baie mooi groot boom, populier. Ok, ja, jy kan sien, daarso. Ok, hierso is so braai area by die ou plaashuis. Ok, so as jy hierheen stap, is so opwasplek. Stap jy nou hier deur, dan het jy die kombuis, die ou plaas kombuis. En hier is so ou houtstoof, ja, en eettafel, yskaste, so inloopkas, kosgoeders, studeerkamer, sitkamer, alles met sy volledige diewering. En dan kan jy nou hier deurstap na so 'n studeerkamer. Is nou hier baie dinge wat hier lê. Cockatoo, groot hok. Ok, hier is so 'n klein lesenaartjie met 'n deur na buite toe. En dan stap jy nou hier deur. Hier is 'n badkamer. Ok, wat net speelgoed in het. Kas met komberse in. Ok, hier is 'n kamer met 'n paar beddens en 'n kas. Nog 'n kamer. Hierso is nog 'n badkamer. Wasbak, stort en toilet. Stap ek het gou so vinnig hier deur na dis nou deur die hoof slaapkamer en hy het 'n groot badkamer, groot stort, dubbel wasbak. En dan hier stap ons in die woonstel in. Ok, so hy het 'n slaapkamer met 'n bed, met sy aircon, en dan stap jy hier deur die badkamer, en dan stap jy hier na die kombuis toe, wat kombuis het beddens op die oomblik, vir as jagters kom. Ok, en hierso is die slaghuis. Hierso is die poelies en die goeders, hierso kan jy tot jou buffels hierso slag. Ok,
En dan stap jy so deur, kom jy na die vleisverwerkingsarea toe. Jy sien al die gereedskap wat jy nodig het is hierso. Hier's 'n vrieskas en hierso is die groot koelkamer hierso. Okay. Met al sy hoeke en alles. Okay, hierso het ons so buite badkamer stort en wasbak vir hierdie kant. Ek weet nie as mense kamp of hier buite besig is. Okay, hierso is al die controls vir besproeiing of meeste van hulle. En dan hier kan mens nou die besproeiingsdam sien. Okay, met die Jojo tank daarso. En dan hier agter is die een boorgat, né? Ja. Die boorgat en sy pomp. Een van die twee boorgate. Okay, hier so net waar groentes en goeders geplant word. Okay. Die braai kuier area / lapa van die een huis. Stap ons nou hier in die huis in. Hier is nou die hoofkamer, soos die sitkamer. Al die skilderye gaan, paar van die meubels gaan ook saam, lekker kombuis, lekker groot yskas, stoof, kaste, skottelgoedwasser, en die een kamer. Sy stap jy deur na sy badkamer toe, baie mooi stort. En kyk, hier so aan die een kant is die wasbakke. Okay, en dan hierdie kant is die bad en die toilet. Hierdie gebou is ook 'n lekker grasdak. As jy deurstap, sien jy alles is grasdak. As jy nou deurstap na die ander kant toe, so ja, hier so hoofslaapkamer. En met sy ensuite badkamer. Groot bad in die middel, groot binnestort, toilet, buitestort. Sê kyk al, oop na die buitelug toe. Hy is omheen met sy eie heining. Dat ek net so om ben. Hier die lekker braai area wat uitkyk oor die dam. Stap ons hier bestoep met weer eens met hierdie canvasse. Baie mooi stoep area. Stap jy nou hier in die huis in. Hier is nou die sitkamer, leefarea, kombuisarea. So die speel is ook baie mooi hoë grasdak. Okay. En dan hierdie kant het jy nou die sitkamer. Wat kan mens 'n kaggel hier in die middel. En al die pad opgaan. Kyk al, tot daar. Kombuis gou net 'n foto van die kombuis doen. Ja, en as jy nou hier deur die kombuis gaan, dan hierso is die skalerie. Hierso yskaste, gasstoof, baie mooi kaste. Hier is nog yskaste en ja, skottelgoedwasplek en hier stap jy nou na agtertuin toe. Hoofslaapkamer. Kom ons stap gou hier deur na die badkamer toe en die buitelug. Dan het jy weer eens, as jy hier deur gaan, is nie, daar is 'n buitestort, 'n privaat buitestort. En dan het jy 'n groot speel met natuurlik jou toilet ook. Okay, hierdie huis het al die trellidoors op alles. As hierdie insek gaas van die ander kant, dan is daar nou nog kamers en badkamers. Dis 'n lekker kamer. Lekker groot ingeboude kaste. En hierso is 'n aparte toilet. Dan stap jy nou hier in die badkamer in.
Jy sien, weer eens, mooi groot stort, goed belig, baie mooi afwerking. En dan hier is nou die res van die badkamer ook. Daar is hy. En as jy nou hier langs die badkamer instap, is hier nog 'n kamer. Kyk, en hy het sy eie deur wat uitgaan na buitentoe. Hy het ook baie mooi ingeboude kaste. Ja, is alles onder die mooi groot, hoë grasgroene tuin. Regtig 'n baie mooi tuin. En dan Double garage. Okay, dan kyk jy na hierdie kant toe. Double garage. En dan ook afdak vir karreparkering. So groot oop braai area. Jy sien hier kan jy lekker vuur maak. Bietjie mooi tuinkuns. En dan hierdie kant stap jy nou onder die lapa in. As jy hier agter die lapa counter instap, so jy sien, hierso is gasbraaiers, yskaste, tafels en stoele. En dan stap ons nou hierso so links na die woonstel toe. So as jy instap, is hier 'n bietjie van 'n studeerarea. En hier links is die kombuis. En dan slaapkamer. Mooi groot skuifdeure, trailie doors, insek gaas, het jy die badkamer. Ek al mooi groot stort. Dit is baie mooi groot en hoë grasdak. Hierdie plek het seker een van die mooiste views. Baie mooi groot stoep. Kom ons stap eintlik buite om. Okay, so hier stap ons nou buite om, maar soos jy kan sien, kan al die deure oopmaak. Dek met afdak, weet skadu dak en dan kyk hierdie mooi view wat jy op uitkyk. Op die dam. Dis seker een van die mooiste uitkykpunte op die plaas. Rivier afloop area. Die stoepie gaan so om. Hier is ook 'n groot deur. Okay, so hier is nou die 350 hektaar deel. Daar nou deur die heininge gegaan, of deur die hekke gegaan. So hier is nie geboue op hierdie deel nie. Dit is net bos. Net bos. Okay, ja, hier is so 'n dammetjie watergat langs 'n voerpunt. Okay, ja, al die klippe en damme word gevoer van die boorgat af op hierdie deel van die plaas. Okay. Ja. Nou, hier is 'n boorgat hierso. Okay, 'n boorgat. Hierdie boorgat is baie sterk. Hy is sonkrag. Ja, sonkrag. Okay, lekker watergat. Met 'n haai hier so langs aan. Ja, ek moet net opmerk op die veld is Waterberg suurveld. Die meeste van die bome wat ek op die plaas sien is valbos en dan 'n paar ander, jy weet, apies, doring en olienhout en sulkes. Baie goeie grasbedekking. Die grasbedekking was 32% gewees oorspronklik en nou na 5 jaar is dit 68%. Of tussen 68 en 72%. Wag, kom ek vang hom. So. Kyk of ons daai ene kan kry wat hier om die bos gegaan het. Daar so staan 'n kudubil. Hier is baie kudus in hierdie deel van die plaas. Baie boekenhoute ook op die plaas. Sien hulle daar hier links verby ons ook. Heilboerboon. Okay, hier gaan ons nou nog verby nog 'n lekker watergat.
Okay, so die plaasbestuurder, hy is hoe lank nou? 17, seker, hy is nou seker 17, 18 jaar al op die plaas. 17, 18 jaar al nou op die plaas. Hy weet- Sê, hoeveel permanente werkers? Hier is ons 3 mans, 3 mans. 2 vrouens. 2 van hulle is nou al meer as 10 jaar op die plaas. Ja, ek sou verkies as hulle ook oorgeneem kan word deur die nuwe eienaar. Hulle is 'n bate. Hulle is 'n absolute baat. Hulle ken die plaas van hoek tot kant. Hulle weet hoe werk alles. En hulle is betroubaar ook. Die boorgat is nie so sterk nie, maar hy het genoeg water vir hom. Kan jy swart wit pens. Sê. Gaan hy. Sê. Okay, hier kan mens weer sien die dubbelheining. Tussen die 2 dele van die plaas. Hier is net manlike teeldiere wat hier gehou word. Manlike en vroulike diere van die kleiner wild, zebras en bokke en sulke tipe goed, aan die groot deel van die plaas. Loop hier groot klomp buffels en elande. 'n Stuk gras hierso is 'n vlei land. En dis nou natuurlik waar al hierdie water vandaan kom. Teelmannetjie Lesbok, sy horing is seker af want hy die beste beklei. Ja. Ja. En nou fight hy hulle nog steeds net met 1 horing Met- en hy wen elke keer. Jo. Okay, hier het ons wat is nou springbokke? Ja, koper springbok, gewone springbok, swart springbokke, swart bokke, nie rooi bokke nie. Ja. Weer jou. Mind your head. Sê. Professor het ook iets wat sy vir julle wil sê. Wees slim, skryf in. Wees slim, skryf in.